agbare adjunkspreker, as daar een ding is wat duidelik is, dan is dat daar meer dinge fout is as wat mense in 2 minute gesê kan kry in hierdie debat. Wat die hoër onderwyssektor betref, is dit duidelik dat dit hoër onderwys is wat verantwoordelik is daarvoor dat mense werk kry of nie. In Suid-Afrika is die heel swakste kwalifikasie wat jy kan hê uit 'n werksoogpunt is graad 11. Die tweede swakste is graad 12. As jy 'n laer kwalifikasie as graad 11 het met 'n tegniese kwalifikasie daarbey, is jou kans beter om werk te kry as met matriek. Daarom dat hierdie departement se rol so ongelooflik belangrik is. Dit word dan gedoen deur die universiteitssektor sowel as die post-school education sector met die community colleges en die TVET colleges. En dit moet gefinansier word grootliks deur NSFAS wat beurse aan behoeftige studente moet lewer. Nou as 'n mens kyk hoe belangrik die rol van hierdie departement is, dan is dit eintlik jammer dat hy so hopeloos bestuur word. Want NSFAS is in 'n voortdurende krisis. Die administrateur het self erken dat die ding heeltemal van vooraf ontwerp moet word. En een van die basiese probleme is dat daar geen teenprestasie van die studente verwag word nie. Daar's nie 'n soort van 'n nasionale diensplig of 'n beurs of 'n terugwerkverpligting nie, wat maak dat mense enigiets gaan studeer ongeag of dit in die mark nodig is en nie die verantwoordelikheid neem daarvoor nie. Die groter probleem met die oogpunt van die Vryheidsfront Plus is dat Afrikaans geheel en al uit die hoër onderwyssektor uitgedruk is op verskeie maniere, so dat die minister se antwoord selfs daarop dui dat private universiteite volgens hom of instansies van hoër opleiding nie Afrikaans kan gebruik nie omdat dit 'n vorm van uitsluiting is. Ons beskou dit as in stryd met konvensies wat die Suid-Afrikaanse regering onderteken het en kan dus nie hierdie BRRR verslag ondersteun nie.